Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Sondag 7 Junie, die storms van die lewe. Jesus het heeldag lank groot skares op die oewer van die see van Galilea toegespreek. Sy woorde sou hulle lank daarna, selfs tot aan die ewigheid bybly. Toe dit aand word, nader Jesus sy disippels met 'n versoek om saam met hom te reis. In Markus 4 vers 35 lees ons, kom ons gaan oor na die ander kant van die see. Jesus het van die komende storm geweet, tog stel hy voor dat hulle moet oorvaar, want daardie aand wou hy sy naaste volgelinge 'n belangrike lewensles leer. Jy weet waarskynlik wat die volgende gebeur het. Lees weer oor hierdie storm in Markus 4 vers 35 tot 41. Watter geloofslesse kan jy daaruit put? Ons lees Markus 4 vers 35 tot 41. Jesus maak die storm stil. En toe dit aand geword het op daardie dag, het hy vir hulle gesê, laat ons oorvaar na die ander kant. En hulle het die skare verlaat en hom, net soos hy was, saamgeneem in die skei, en daar was ook ander skeitjies by hom. En 'n groot stormwind het opgekom, en die golwe het in die skei geslaan, sodat dit al vol wou word. Maar hy was agter op die skei aan die slaap op die kussing, en hulle het hom wakker gemaak en vir hom gesê, meester, gee u nie om dat ons vergaan nie? En hy het opgestaan en die wind bestraf en vir die see gesê, swyg, wees stil. En die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. Toe sê hy vir hulle, waarom is julle so bang? Hoe het julle dan geen geloof nie? En 'n groot vrees het hulle oorweldig en hulle het vir mekaar gesê, wie is hy tog, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam is? Markus 4 vers 35 tot 41. Let op die volgende punte. Punt nommer 1. Jesus raak aan die slaap met sy kop op 'n kussing. Dit was waarskynlik die enigste kussing in die skei. Destydse visserskeite het gewoonlik 'n enkele kussing gehad waarop die stuurman gesit het. Sulke skeite is vanuit die agtersteewe, met ander woorde vanuit die agterste gedeelte van die skei, tot by 'n bepaalde bestemming gestuur. Jesus bevind hom dus in die stuurman se gedeelte, waar daardie persoon veronderstel was om aan die stuur te wees. Punt nommer 2. Nie al die disippels was onervare op die water nie. Petrus, Jakobus en Johannes was gesoute vissermanne en het die see van Galilea soos die palms van hulle hande geken. So die 3 sou geweet het hoe om 'n storm te trotseer. Punt nommer 3. Markus is die enigste van die 4 evangelies wat noem dat Jesus geslaap het. Tydens een van die swaarste storms wat die disippels al ooit beleef het, toe hulle angsbevange was en gemeen het dat hulle gaan omkom, slaap Jesus agter in die stuurgedeelte van die skei. Punt nommer 4. Let op die disippels se respons in hul uur van nood. Meester, gee u nie om dat ons vergaan nie? Hulle bevraagteken dus Jesus se karakter en sy liefde vir hulle. Al te dikwels is dit ook hoe ons in tye van swaar kry optree. Soms is dit vanweë hopeloosheid, dat ons, net soos die disippels, spook om onsself te red. Ander kere wonder ons of die Here ons wel liefhet en versorg. Ja, ons bevraagteken en betwyfel hom, omdat ons een of ander verlies of pyn deurmaak. Na ons mening behoort sy optrede met ons manier van dink ooreen te stem, behoort hy dinge soos die mens te sien. Net soos dit die geval met die disippels was, is dit egter juis in die storms van hierdie ou lewe, dat God die grootste wonderwerke kan verrig. God is altyd getrou, selfs wanneer die oënskynlike gebrek aan betrokkenheid mens soms laat kopkrap. Te midde van die storms is hy saam met ons. Wanneer ons magteloos is, kan hy die wind en die golwe bestraf. Wat doen jy wanneer die stormwinde in jou lewe waai?
Watter uitwerking het sulke krisistye op jou vriendskap met God? Het jy al by geleentheid die woorde in 2 Korintiërs 5 vers 7 toegepas? Ons lees en ons sluit af met 2 Korintiërs 5 vers 7. Want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie.